Goeienaand vriende, baie welkom vir elkeen van julle vanaand hier. Ek is so dankbaar vir elkeen wat hier is en ek bid en vertrou dat die Here met elkeen van ons sal praat en met ons sal werk en ook vir almal wat later die video gaan kyk en so. En dat dit vir ons regtig by 'n punt sal bring wat ons sommer net weer sekere dinge met groter oorgawe sal kan sê. Ons is besig met die tema van lei ons in die waarheid. Leer ons van die Vader en Seun en vanaand staan ons bietjie stil by die skepping en die vraag vanaand is die skepping, is God steeds die skepper in 'n wêreld wat so baie stemme het en al so baie stemme is oor waar alles vandaan kom, is die vraag vanaand, is God steeds die skepper? Ek dink ons het 'n antwoord almal in ons harte, maar ek dink ons het nodig om 'n antwoord in te hê wat ons kan gee as ons met mense oor sulke dinge sou praat. Vriende, ek wil sommer in die begin ook sê dat ek sê dit elke keer en ook vanaand as ons oor die goed praat, daar's so baie opinies oor al hierdie dinge en as ons oor die skepping praat, hier's waarskynlik iemand hier nie gehoor wat baie meer weet van die natuurwetenskappe as ons wat hier voor is of so. So vergewe, dit is 'n absolute menslike poging en as ons hier staan en ons die Bybel uitlê en verklaar, dan bly dit mensewerk en sien dit so. En sien dit as dat die Here ook daardeur werk en 'n gesprek aan die gang sit tussen ons en in die gemeente. Kom ons sluit die oë en ons elkeen word sommer net doodstil voor die Here en ons elkeen sê vir die Here wat vanaand op ons hart is. Here, baie dankie dat ons so kan saam wees vanaand. Dankie vir elke persoon wat hier is, wat ten spyte van die nat weer uitgekom het. En dankie vir die mooi klank wat ons almal saam vanaand vir U kon hê. En dat ons saam 'n melodie kan maak, 'n simfonie kan maak, wat baie mooier is as die solo wat elkeen van ons kan sing. En dat ons vanaand iets daarvan beleef, van kerk wees, en dit is dat saam kan ons soveel meer doen, kan ons soveel mooier sing, kan ons soveel meer mense bedien, kan ons soveel nader aan die waarheid kom. Baie dankie dat ons vanaand dit ook hier kan kom vier. En Here, ek wil bid dat U alles sal seën wat hier gebeur. Here, soos wat die natuurpsalms altyd afsluit met 'n klein gebedjie wat sê, Here, gee dat die oordeenking van my hart vir U aanneemlik sal wees. Wil ons vanaand vra, Here, gee dat die oordeenking van ons harte vanaand, ons nadenke oor die skepping, dat dit vanaand vir U aanneemlik sal wees. Ons vra dit in die naam van Jesus, ons Here. Amen. Vriende, ons is vanaand by mekaar in die naam van die drie-enige God, Vader, Seun en Heilige Gees. Ons gaan vanaand sommer begin met 2 lofliedere waarvoor ons gaan staan en ons gaan sing, dankie vir hierdie skone môre, dankie vir die nuwe dag, en direk daarna sing ons daai lied wat sê, Wyer is die heelal, groot koning, en dan kan ons weer sit. Dankie
Vriende, die mense buite die kerk sê baie keer dat ons as Christene fokus net op die mooi dinge in die natuur. Ons fokus net op alles wat pragtig is, die watervalle en die berge en die see, en ons kyk nie na dit wat lelik en wreed in die natuur is nie. En baie keer is dit ook waar. En ons het so mooi lied in die liedboek wat vir ons help om te onthou dat hierdie pragtige skepping ook stikkend is en sug, soos wat Paulus geskryf het in Romeine 8. En terwyl ons sit, sing ons hierdie lied en sê, om ons bly die skepping sug. En saam met dit 'n gebed, Here, kom waai U deur ons, kom waai deur U skepping, kom maak alles nuut.
Ons tema lied in die afgelope week, kom ons Skepper Gees, lewendmakende Gees, lei ons in die waarheid. Toe hulle die Vlambindel geskryf het, het hulle 'n stukkie vooraf geskryf wat ons nog nie die week gesing het nie. So inleiding wat die liedjie heeltemal in 'n ander konteks plaas, ook van 'n stuk in 'n skepping. En ons sluit vanaand ons sang af met hierdie lied as ons sê, o Heer, ons staan voor U gebroke. As mens verstaan ons nie U weë, maar U stuur vir ons 'n leidsman trou. Hy lei ons na U. Kom ons Skepper Gees, lewendmakende Gees. Vriende, dis ons gebed vanaand, dit wat ons nou gesing het, kom ons Skepper Gees, kom in die volheid, lei ons in die waarheid, leer ons van die Vader en van die Seun. Ek onthou dat hulle op universiteit vir ons gesê het, dat die Heilige Gees wil niks anders doen, as om vir ons altyd terug te lei na God en na Jesus toe nie. En die Heilige Gees kom nie om iets anders te kom doen nie, maar kom op 'n ander manier, om dit te doen wat Jesus ook vir ons wou gedoen het en gedoen het. Ons tema vanaand is ons gesels oor die skepping. Ek het vir Sondagoggend se diens het ek baie gebruik gemaak van hierdie boek van Adrio König van Wie is God, en ek gebruik vanaand ook nogal baie van sy insigte uit die boek uit. Dan is daar van die ander boeke wat ek môre aand vir julle sal wys wat ek ook gebruik en wat vir my baie help ook in die voorbereiding. En dis nodig dat mense altyd boeke lees en ander mense se gedagtes ook lees, veral mense wie se gedagtes jy vertrou om te lees. Nou vanaand gaan ons saam lees uit Genesis hoofstuk 1. Dis die skepingsverhaal, die eerste skepingsverhaal in die Bybel, en ons lees Genesis hoofstuk 1. In die begin het God die hemel en die aarde geskep. Die aarde was heeltemal onbewoonbaar. Dit was donker op die diep waters, maar die Gees van God het oor die waters gesweef. Toe het God gesê, laat daar lig wees, en daar was lig. God het gesien die lig is goed, en hy het die lig en die donker van mekaar geskei. God het die lig toe dag genoem, en die donker het hy nag genoem. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die eerste dag. Toe het God gesê, laat daar 'n gewelf wees tussen die waters, om die waters van mekaar te skei. En so het dit gebeur. God het die gewelf gemaak en die waters onder die gewelf geskei van die waters bo die gewelf. God het die gewelf hemel genoem, dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die tweede dag. Toe het God gesê, laat die waters onder die hemel op een plek bymekaar kom, sodat die droë grond sigbaar word. En so het dit gebeur.
God het die droë grond aarde genoem, en die waters wat bymekaar gekom het, het hy see genoem, en God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, laat daar uit die aarde groenigheid voorkom, groen plante wat saad gee, en vrugtebome op die aarde, wat elkeen na sy aard vrugte dra, en waarvan die saad in sy vrug sit. En so het dit gebeur. Die aarde het groen plante laat uitspruit, wat elkeen na sy aard saad gee, en bome wat vrugte dra met die saad daarin, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword, en dit het môre geword. Dit was die 3de dag. Toe het God gesê, laat daar ligte wees aan die hemelgewelf, om dag en nag van mekaar te skei. Hulle moet ook as tekens dien om seisoene, dae en jare aan te dui. Hulle moet ligte wees aan die hemelgewelf, om op die aarde lig te gee. En so het dit gebeur. God het die 2 groot ligte gemaak, die grootste om bedags te heers, en die kleiner lig om snags te heers, en ook die sterre. God het hulle in die hemelgewelf geplaas om op die aarde lig te gee, om oor dag en nag te heers en om lig en donker van mekaar te skei. En God het gesien, dit is goed. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 4de dag. Toe het God gesê, laat die waters krioel van lewende wesens, en laat daar voëls onder die hemelgewelf wees, om oor die aarde te vlieg. God het die groot seediere geskep en al die ander lewende wesens, waarvan die waters krioel, almal na hulle aard, ook al die voëls na hulle aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God hulle geseën en gesê, wees vrugbaar, word baie en bewoon al die waters van die see, en laat die voëls baie word op die land. Dit het aand geword en dit het môre geword. Dit was die 5de dag. Toe het God gesê, laat die aarde lewende wesens voortbring, elkeen na sy aard, makdiere, diere wat kruip, wilde diere, elkeen na sy aard. En so het dit gebeur. God het die wilde diere op die aarde gemaak, elkeen na sy aard, ook die makdiere, elkeen na sy aard, en ook al die diere wat kruip, elkeen na sy aard. En God het gesien, dit is goed. Toe het God gesê, kom ons maak die mens as ons verteenwoordiger, ons beeld, sodat hy kan heers oor die visse in die see, die voëls in die lug, die makdiere, die wilde diere en al die diere wat op die aarde kruip. God het die mens geskep as sy verteenwoordiger, as beeld van God het hy die mens geskep, man en vrou het hy hulle geskep. Toe het hy vir hulle geseën en vir hulle gesê, wees vrugbaar, word baie, bewoon die aarde en bewerk dit, heers oor die visse in die see, oor die voëls in die lug, oor al die diere van die aarde, ook oor die diere wat op die aarde kruip. Ons lees tot sover, ons gaan môre aand gaan ons gesels oor die laaste 2-3 verse wat ons gelees het. Vanaand gaan ons so 'n bietjie stil staan by die skepingsverhale van die Bybel en bietjie gesels oor die Bybel en die wetenskap ook in ons eie tyd. En ek sê weer dat daar baie verskillende perspektiewe is en ek deel vanaand eintlik met julle dit wat ek lees en ek deel vir julle 'n stukkie van my eie hart as Christen, as iemand wat graag in die wêreld wil leef as 'n Christen, as die Here se kind, as 'n teoloog ook, maar aan die ander kant ook iemand wat regtig lief is vir die wetenskap en vir die natuurwetenskappe en vir die menswetenskappe en alles. En hierdie verantwoordelikheid om vir ons as Christene 'n antwoord te kry tussen dit alles. Vriende, die afgelope tyd het ons nogal stil gestaan, Sondagoggend by artikel 1 en toe Sondag aand en Maandag aand het ons stil gestaan by artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis. So toe het ons gesê dat artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis sê God maak hom bekend deur die skepping en die onderhouding en God maak hom bekend deur die woord. En toe het ons 2 aande stil gestaan eintlik by die woord. Ons moes eintlik baie meer tyd gehad het om stil te staan daarbey. Maar vanaand doen ons die eerste stukkie van artikel 2 en dit gaan daaroor dat die Here hom bekend maak deur die natuur. Nou kom ek lees vir julle die eerste deel van hierdie artikel van die Nederlandse geloofsbelijdenis. Ons ken hom deur 2 middele. Ten eerste deur middel van die skepping, onderhouding en regering van die hele wêreld. Dit is immers voor ons oë soos 'n mooi boek waarin alle skepsels, groot en klein, die letters is wat ons die onsigbare dinge van God, naamlik sy ewige krag en goddelikheid duidelik laat sien, soos wat Paulus die apostel sê in Romeine 1 vers 20. Vriendelik, is 'n verskriklike mooi artikel die. Hierdie stukkie sê, die skepping is voor ons oë soos 'n mooi boek, waarin al die skepsels in hierdie skepping eintlik soos letters van die boek is, wat vir die wêreld vertel van hierdie groot God wat ons aanbid.
Nou as ons hierdie artikel lees, dan sê hierdie artikel vir ons baie duidelik dat die Here praat nie net deur die Bybel nie. Die Here praat ook deur die natuur en nie net deur die natuur soos in terme van die berge en die blomme en die see en alles nie, maar hy praat deur die geskiedenis. Hy praat deur die pad wat hy met mense loop. Hy praat deur die manier wat hy die wêreld regeer het tot nou en die wêreld regeer. Dis wat in hierdie artikel staan. En ek dink elkeen van ons sal 'n storie kan vertel hoe die Here hom op ons lewenspad so ver eintlik aan ons bekend gemaak het. Hoe dat ons hier langs die lewenspad die Here leer ken het, soos wat die volk Israel hom leer ken het in die woestyn en agterkom het hy sorg, hy voorsien. So het elkeen van ons al 'n storie saam met die Here. En dit is deel van hierdie artikel 2 se eerste gedeelte om te sê as ons terugkyk na hierdie goed, dan sien ons God in die natuur en in hierdie storie van ons lewe. Nou Paulus sluit hierby aan in Romeine 1. Wanneer hy praat oor hoe stik in die wêreld geraak het en al die verkeerde goeders wat gebeur in die wêreld, dan sê Paulus die goddelose, die mense wat nie 'n Bybel het nie, sê hy, het geen verskoning nie. Hy sê want enige mens kan van die begin van die skepping van die wêreld af, kan ons in die skepping die grootheid van God sien. Paulus sê eintlik daar's niemand wat 'n verskoning het om nie ten minste in 'n God te glo nie. Want as jy na hierdie skepping kyk, dan sien jy daar moet iemand wees wat dit gemaak het. Daar moet iemand wees wie se krag so groot is om dit te gemaak het. Nou mens sou vanaand kon sê dat is daar bewyse vir 'n skepper? Is daar bewyse dat God hierdie skepping gemaak het? En as jy nou sê bewyse, dan praat hy in terme van empiriese bewyse wat jy kan gaan toets in 'n laboratorium of iewers. En dan is die antwoord nee. En dis baie keer die slegte ding vir ons as Christene, want ons soek bewyse. En ons het nie bewyse nie. Of vanaand te sê dat hierdie skepping is deur God geskep, is 'n geloofsbelydenis. Dis nie iets wat ek kan bewys nie. Niemand kan my verkeerd bewys nie. Ek kan ook niemand reg bewys nie. Dis 'n geloofsbelydenis as ek vanaand sê dat hierdie skepping is gemaak deur die God wat ek aanbid. Vriende, dis ons as Christene, gelowiges se belydenis. En in die Bybeltyd en vir die volke om Israel, ons het Sondag gesê dat die volk Israel, hulle het in hulle lewe tussen verskillende godsdienste gewees. Hulle was al tussen die Egiptenare, tussen die Kanaaniete, later tussen die Babiloniërs. En in daai hele wêreld van daai tyd het niemand eintlik gevra, is daar 'n skepper nie. As jy vir die Egiptenare sou vra wie het geskep, dan sê hulle ons gode het geskep. As jy vir die Kanaaniete sou vra, dan sal hulle sê nee, maar dis ons gode en dis die Baals en dis hulle wat geskep het. En as jy weer in Babilonië sou vra, sal die Babiloniërs sê nie, maar hierdie God van ons Marduk of so, hy het geskep. En so het hulle almal hulle eie skepingsverhale gehad. So jy het dit eintlik nie gekry dat daar mense is wat glad nie glo daar's 'n God nie. Almal het geglo daar's 'n skepper wat dit geskep het. Al het hulle geglo dis hulle eie gode wat dit geskep het. Nou die probleem van die wêreld waarin ons bly, in 'n sekulêre wêreld, waar die wêreld so half los geraak het van die geloof en los van die Bybel geraak het, is daar al hoe meer mense wat doeteenvoudig sê ek glo nie in 'n skepper nie. Daar's al hoe meer mense wat sê maar ek dink alles het self ontstaan. Daar's al hoe meer mense wat doeteenvoudig net sê 'n skepper was nie nodig nie. En dit is die probleem van 'n sekulêre wêreld. Nou so 800 jaar gelede het 'n monnik op daai stadium, 'n monnik en 'n filosoof van die naam van Thomas Aquinas, het hy was baie geïnteresseerd in die natuurwette en alles en in die natuurteologie. En toe het hy 5 dinge neergeskryf en dis 800 jaar gelede. Het hy gesê daar's 5 dinge wat vir hom sê daar moet 'n skepper wees as mens nou bewyse sou soek. En die eerste ding het hy gesê daar is beweging in die skepping. Mens kan maar net na die see kyk wat beweeg en dan sê hy daar moet 'n eerste iemand gewees het wat die beweging begin het. Jy kan nie beweging hê sonder dat 'n eerste iemand beweging veroorsaak nie. En so skryf Thomas van Aquinas, die tweede ding is oorsaaklikheid. Daar moet iets of iemand wees wat iets veroorsaak. Iets kan nie net gebeur nie. Iemand moet dit veroorsaak het. 'n Derde rede is die nie noodwendigheid nie. Dis nie noodwendig dat daar 'n skepping is nie. Die vraag is hoekom is daar 'n skepping? En dit beteken dat iemand moes dit gemaak het, moes besluit het dat daar 'n skepping moet wees. Thomas van Aquinas sê die vierde rede is eenvoudig dat maak nie saak of mense die Here ken of nie, daar's 'n tipe onderskeid tussen
Sekere dinge is goed en sekere dinge is sleg. Dit moet ons doen en dit moet ons nie doen nie. En hierdie morele onderskeid in die samelewing word aangegee as een van die bewyse dat iewers moet daar 'n God wees wat iets hiervan oordra aan die mens. En dan sê hy die laaste rede is 'n logiese, intelligente orde. Nou as jy kyk na hierdie 5 redes, dan sien 'n ou die eerste een wat hy genoem het van beweging, is eintlik 'n ding wat baie jare later deur die evolusieteorie ook gevat is en eintlik half voortgesit is en uitgebrei is. En as ons vanaand die woord evolusie gebruik, dan beteken dit doeteenvoudig ontwikkeling of verandering. Ons net sê ons moet heelpad onderskei tussen evolusie wat verandering beteken en evolusionisme waar daar eintlik verandering is wat amper los van God loop. Nou vriende, die groot vraag vir ons as Christene vanaand is waar kom alles vandaan? Ons kyk na hierdie skepping, ons kyk na Groenberg, soos Michiel vir my geleer het, dis Groenberg. Ons kyk na die see, ons kyk na alles wat so mooi is en elkeen van ons moet die vraag antwoord, waar kom dit vandaan? En op ons lewenspad gaan ons mense kruis wat daai vraag vir ons gaan vra. Nou die volk Israel het dit ook gevra, toe hulle daar tussen die Egiptenare is en tussen die Egiptiese gode, toe hoor hulle maar die Egiptenare sê dat hulle het 'n God vir dit en 'n God vir dit en hierdie God het dit geskep en alles. En later hoor hulle dit by die Kanaaniete en later hoor hulle dit by die Babiloniërs. En dis veral in die tyd toe hulle in Babilonië sit met die ballingskap dat hulle hierdie vraag begin vra, maar waar kom ons vandaan? Wie het al hierdie goed gemaak? Waar kom hierdie skepping vandaan? Here, ons hoor dis wat die Egiptenare sê, ons hoor dis wat die Kanaaniete sê, ons hoor dis wat die Babiloniërs sê. Here, waar kom ons vandaan? En ons glo in 'n sekere sin, die meeste, dink ek, Bybelwetenskaplikes glo dat die skepingsverhale redelik laat geskryf is in die tyd van die Babiloniese ballingskap omtrent. Met ander woorde, het ontstaan eintlik redelik laat om hierdie vraag te beantwoord van waar kom dit vandaan. En as die volk dit vir die Here vra, dan gee die Here vir hulle 'n verhaal, Genesis 1. Hy gee ook vir hulle 'n ander verhaal, Genesis 2. Maar hierdie verhaal, Genesis 1 en Genesis 2, is nie geskiedenis nie. Hy gee vir hulle 'n godsverhaal. 'n Godsverhaal beteken dat daar iets gebeur het wat so groot is, dat jy dit nie kan vertel nie. Iets wat eintlik, ek wil amper sê, wat God se geheim is. En as die volk nou eintlik wonder, waar kom ons vandaan? Dan sê die Here, kom ek gee vir julle hierdie verhaal, om vir julle te help iets verstaan van die skepping. En dan is die doel van hierdie verhaal, is nie in die eerste plek om te sê presies hoe alles gebeur nie. Dit het die Here tot vandag toe nie vir iemand gesê nie. Die doel van hierdie verhaal is om te sê, julle hoor van die Egiptiese gode en die Babiloniese gode en die Kanaanitiese gode, ek wil vir julle vertel wie die skepper is. Dis ek, die almagtige God, wat dit geskep het. En so kom Genesis 1 op hierdie mooi manier as 'n godsverhaal wat sê dat God in die begin alles skep. En hy begin sonder om homself te verklaar. Hy begin sonder 'n verduideliking om te sê, hoorie, kom ek sê net vir julle waar kom ek vandaan. Niks daarvan nie. Die verhaal begin deur te sê dat in die begin het God geskep. God het goed van mekaar geskei op die eerste 3 dae. Op die 3de dag het hy goed laat voortkom die plante. Op die 4de, 5de, 6de dag het hy gesê, laat daar voëls wees, laat daar visse wees, laat daar diere wees, laat daar mense wees. En elke keer as hy dit gesê het, het dit gebeur. Nou vir baie jare het ek hierdie verhaal in Genesis 1 het ek baie letterlik verstaan. En dit staan elke persoon vry om te sê, maar ek verstaan dit as 'n letterlike verhaal. Vir myself het dit baie gehelp toe ek begin leer van 'n godsverhaal. Want daar's in die Bybel meer godsverhale wat ons help om goed te verstaan. En soos dat ek ouer geword het, het ek al hoe meer vrae gehad oor Genesis 1. En ek dink baie van julle ook, en ek en Dion praat vanoggend, mense wat analities dink, het baie keer baie vrae. So byvoorbeeld, het op 'n stadium het ek gewonder, maar hoe is dit dan moontlik, as God gemaak het, as God geskep het, waar kom hierdie chaos vandaan wat daar was voordat hy begin skep het? Want daar staan tog in die Bybel dat in die begin was die aarde woes en leeg. En die gees van God het oor die waters gesweef. So voordat God begin skep, dan staan daar eintlik, is daar alreeds sekere goeders.
'n vraag wat ook baie gevra is in die verlede is waarom sou God net in die dag skep en nie in die nag nie? As God nie gebonde is aan lig nie, as God nie afhanklik is van lig nie, waarom sou hy net in die dag skep en nie in die nag nie? En heel wat later vanaand sal julle hoor wat Calvin gesê daaroor en daarin sal julle 'n antwoord kry. En so begin mens vra, hoe was daar lig en donker voordat daar son en maan en sterre en goeters was? En soos ek sê, in die dag toe ek op universiteit leer van 'n godsverhaal, was dit vir my die stuk bevryding om te besef wat die Here vir ons 'n verhaal gee, nie 'n letterlike beskrywing van die skepping nie. 'n Godsverhaal. Vandag is daar baie strominge oor die skepping. En ek wil vanaand die strominge wat daar oor die skepping is, wil ek eintlik sommer net in 3 boksies kom sit. En dis heeltemal oorvereenvoudig. Maar vir ons om vanaand dit te absorbeer en ietsie te sê, gaan ek vanaand gaan en vir julle sê, hier's 'n boksie van mense wat op 'n sekere manier dink, en dan sien jy 'n ander boksie aan die kant van mense op 'n sekere manier, en dan sal dit miskien 'n derde moontlikheid, daar's baie meer, en ek wil dit graag met julle deel. Die eerste boksie is wat ons vandag eintlik noem, dis creationiste. Nou die een is nie reg en die ander verkeerd of so nie. Ek wil nie vanaand sê, hoorie, julle almal, ons moet in hierdie boksie of hierdie boksie wees nie. Kom ons vertel sommer sonder om te veroordeel iets oor elke boksie. Die creationiste is verskriklik ernstig oor die Bybel. En dis mense wat 'n keuse maak en wat eintlik sê, maar ek glo Genesis 1 letterlik net soos hy daar staan. Ek glo God het in 6 dae het hy alles geskep. En hierdie presiese volgorde soos dit daar staan, dis hoe God geskep het. En daar's baie mense wat so glo. 'n Tweede ding is dat die creationiste gewoonlik sê dat God het net geskep deur 'n woord te spreek, deur te praat. Hy het gesê, laat dat dit wees, laat dat dit wees, en dit het ontstaan. En baie keer word die verskynsels in die skepping, soos die feit dat daar byvoorbeeld verskillende rotslae is, die feit dat as jy by berge kom en jy sien hierdie lae van die berge, meeste van hierdie verskynsels word toegeskryf aan die sonvloed, om te sê dat hier in Genesis 6 kom die sonvloed, en dit maak die hele aarde oorstroom, en dit veroorsaak hierdie lae wat oor die aarde is. Iemand soos professor Walter Weitz is byvoorbeeld 'n verskriklike voorstander hiervan. Baie van die creationiste werk dan met die prentjie en sê dat die aarde is baie jonk, omtrent 6000 jaar oud. Want as ons daai geslagregisters lees in Genesis 5, hier tussen Genesis 4 en Genesis 6 is daar 'n geslagregister met al daai name van die ouens wat so oud geword het. En as ons al daai goed bymekaar tel en ons tel die Bybel ouderdomme bymekaar en van Abraham af weet ons is dit 2000 jaar, dan kom ons uit dat die skepping eintlik maar so 6000 jaar oud moet wees en 'n redelike jong skepping moet wees. Party van die creationiste het in hierdie gesprek het hulle begin sê, maar miskien moet ons dit wat Petrus later skryf, as Petrus later skryf en hy sê vir die Here is 1 dag soos 1000 jaar, miskien moet ons sê dat as hy 6 dae geskep het, dan kon dit dalk 6000 jaar wees as elke dag 1000 jaar is, so dan mens 'n langer tyd waarin die skepping sou kon ontstaan. Vriende, die uitdaging van as mens in daai boksie is dat daar klomp vrae is wat moeilik is om te antwoord. Mens sê direk, moet jy vra en moet jy sê, maar hoekom is daar dan 'n skepingsverhaal in Genesis 1 en 'n ander skepingsverhaal in Genesis 2? Hoekom is daar 2 verhale? En dan moet jy sê, maar hoekom is daar soveel verskille in die Bybel oor die skepping? Ons lees byvoorbeeld in Psalm 24 dat die aarde rus of dryf op water. Op 'n ander plek in Psalm 24 lees ons die aarde is gegrond op sy fondamente. In Job 26 lees ons die aarde hang oor niks. In Job 9 staan daar weer die aarde staan op pilare. Psalm 93 sê die aarde staan vas, dit kan nie beweeg nie. Klomp plekke in die Bybel sê die aarde het hoeke. In Job 26 staan daar die hemel staan ook op pilare, net soos die aarde. Dan lees ons in Amos 9 dat die gewelf of die blou koepel bo die aarde staan op die fondamente waarop die aarde is. Julle sien as ons so lees, dan kry ons baie verskillende prentjies van hoe die aarde gewerk het. Want niemand het presies geweet nie. Daar was nie daai tyd die tegnologie wat daar vandag is om dit te weet nie. Ons lees byvoorbeeld in Job 38 dat die sterrekonstellasie Orion is ook vasgebind aan die koepel, hierdie hemelkoepel hierbo, terwyl ons vandag weet hy's massief baie verder as dit. En met ander woorde,
as ek kies om Genesis 1 so letterlik as geskiedenis te verstaan amper, dan is daar 'n klomp uitdagings waarvoor ek vir myself moet antwoorde kry. Party plekke in die Bybel staan daar God het geskep deur 'n woord te spreek, en ek dink meeste van ons het dit so geleer om te sê God het net gespreek. Maar dan is daar 'n klomp verse in die Bybel wat sê God het met sy eie hande het hy alles gemaak. Jesaja 48, met my eie hand het ek geskep. Psalm 33, deur die woord van die Here is die hemele gemaak. Psalm 102, die hemele is met u eie hande gemaak. Ons lees byvoorbeeld dat die Here ook geskep het deur dinge van mekaar te skei, dinge wat daar reeds was en wat hy van mekaar skei. Ons lees dat hy die plante byvoorbeeld laat voortkom. Ons lees dat hy vir ander goed weer sê, laat dit daar wees, eintlik 'n opdrag gee dat dit daar moet wees. Dit is die een manier is om so oor die skepping te dink. 'n Tweede manier, en dis nou heeltemal na die ander kant toe, is so meer as 100 jaar gelede in 1859 skryf Charles Darwin die boek met die naam The Origin of Species. En as jy dit nou baie eenvoudig wil maak, dan sê Charles Darwin op 'n stadium hy's op 'n eiland en dan sien hy op hierdie eiland is daar 'n klomp vinkies. En hy sien daar's 'n klomp verskillende soorte en kleure vinkies en alles. En dan op die einde met sy navorsing en alles, dan maak hy 'n afleiding. Onthou nie 'n empiriese waarneming nie, dan maak hy 'n afleiding en dan sê hy dat daar's 'n kans dat daar lank terug eintlik net een soort van hierdie vinke hier was. En dat met die tyd het hulle verander en verander en verander totdat daar 'n klomp verskillende soorte vinke was. Die groot ding wat Charles Darwin eintlik op daai stadium gesê het, hy het gesê dat dis moontlik dat daar klein veranderinge oor 'n lang tyd baie stadig kan gebeur en dat daar sulke veranderinge kan plaasvind binne 'n organisme. Met ander woorde, en dit was nie verkeerd om dit te sê nie. Ons weet dit vandag, nou, ons weet dit gebeur. Ons weet dat gister lees ek 'n nuwe berig dat daar 'n nuwe COVID variant is wat gemuteer het en dat hy in Amerika gekom het begin van Januarie en dat hy nou weer oral in die wêreld is en dat die huidige medisyne nie noodwendig help vir hom nie. En dis 'n baie goeie voorbeeld, né, dat daar binne 'n organisme kan daar klein veranderinge oor 'n lang tyd plaasvind. Ons sien dit ook met bakterieë, né, wat byvoorbeeld weerstandig raak teen antibiotika, dat ek het ander antibiotika weer nodig wanneer daar 'n nuwe bakterie kom wat weer aangepas het daarbey. En Charles Darwin het iets hiervan raak gesien en gesê as jy na die skepping kyk dan sal klein veranderinge, en dis belangrik om dit weet, klein veranderinge oor 'n lang tyd wat maak dat daar sekere aanpassings binne 'n organisme plaasvind. Mettertyd het daar al hoe meer uitbreidings hier opgekom en mettertyd het die klein veranderinge verander eintlik in skielike groot veranderinge, mutasies. Dan met ander woorde dat daar 'n groot verandering binne 'n organisme kan plaasvind en dat een of ander organisme eintlik half iets anders kan word. Ek hoop ek druk dit die natuurwetenskaplikes hier moet my maak om reghelp na die tyd. Ek hoop ek verduidelik dit mooi eenvoudig genoeg. Die punt van dit alles is dat soos wat hierdie teorie ontwikkel het hulle by 'n punt uitgekom wat die ouens wat die verste in hierdie teorie gaan eintlik kom en sê maar dan sal eintlik nie 'n God nodig nie. Want eintlik as daar iets begin het, dan ontwikkel dit self en dit vermenigvuldig self en dan kom van selfverskeidenheid en al die goeters. En 'n groot navolger van Charles Darwin is iemand uit ons eie tyd en dit is Richard Dawkins wat die boek geskryf het The God Delusion. En Richard Dawkins wat eintlik 'n erkende ateïs is, skryf in hierdie God Delusion boek van hom sê hy dat I'm almost sure there is no God. Dit is interessant dat hy daai woordjie gebruik het. I'm almost sure there is no God. Nou Richard Dawkins het by die punt uitgekom wat hy sê daar kan nie 'n skepper wees nie. Daar kan nie een of ander intelligente wese daar buitekant wees of iewers wees wat alles gemaak het nie. Die oplossing lê half hier binne in die skepping. Dit lê in die skepping self of in hierdie natuur self. Die woord skepping is 'n slegte woord, want die woord skepping veronderstel 'n skepper. Ons kan ook nie die woord ontwerp gebruik nie, want dan vra ons wie's die ontwerper. So die hele woord van design is weggevat, want dan soek jy 'n designer. Nou sal julle vra, maar wat het dit nou met ons te doen? Vriende, die probleem is dat dit wat ek nou vir julle sê is deel van hoe die wêreld op die oomblik dink oor die skepping. Dit wat ek nou sê is deel van die meeste skoolsyllabusse wat kinders leer. En dit is dat ons leer nie meer dat daar 'n skepper is wat van buite af alles skep nie. Ons leer dat alles het ontwikkel
en die diversiteit en alles uiteindelik maar self ontstaan. Ek lees 'n artikel wat geskryf is oor die onderwysstelsel, dat iemand daar skryf en dat hy sê dat daar is nie meer plek vir die woord design en designer of skepper in die syllabusse nie. En in 'n groot deel van die natuurwetenskappe ook nie. 'n Vriend van my wat 'n plantkundige is en wat 'n toegewyde kind van die Here is en wat regtig hoog aangeskryf word vir sy wetenskaplike artikels oor plantkunde, het gesê dat dit vir hom baie keer moeilik is omdat hy nie in sy wetenskaplike werk kan hy nie verwys na 'n skepper nie. Want dit tel eintlik teen jou om so aanspraak te maak. Vriende, die wonderlike ding is dat ek het regtig al mense geontmoet, hierdie vriend van my wat 'n plantkundige is, ek het al mense ontmoet wat verskriklik diep in die natuurwetenskappe is, in die menswetenskappe, in die biologie en alles, maar wat ook verskriklik lief is vir die Here en wat nie 'n spanning ervaar tussen die twee nie. Aan die een kant het ons gesê is daar die boksie van die creationiste, aan die ander kant sê ons is daar 'n ander boksie en hierdie boksie is die evolutioniste. Die ouens wat eintlik sê dat alles gebeur eintlik maar van self. Daar is ook 'n derde moontlikheid en ek probeer dit so sê en dit is ek probeer net sê waar ek self ook staan met dit alles. En dit is dat my uitgangspunt is dat die skepping en die Bybel staan nie teenoor mekaar nie. As artikel 2 van die Nederlandse geloofsbelijdenis reg is, as dit so is, dat God homself bekend maak deur die natuur en dat God homself bekend maak deur die Bybel, dan behoort hierdie twee goed nie met mekaar te bots nie. Want dan sit mos dieselfde God wat deur die natuur praat en dieselfde God wat deur die Bybel praat. Die voorwaarde daarvoor sou wees dat ons natuurwetenskaplikes het wat eerlik is in dit wat hulle doen en dat ons teoloë het wat eerlik is in dit wat hulle doen. Want as dit dieselfde God is wat deur die Bybel en die natuur praat, dan moet dit by mekaar kom. So op 'n of ander manier is dit nodig dat hierdie gesprek moet voortgaan en dat ons mekaar moet vind. En dat ons moet sê, maar ons is kerk, ons staan nie teenoor die natuurwetenskap nie. Ek verlustig my in dit wat hulle ontdek in die natuurwetenskap. As my seun wat in die aptekerswese geswat het, as hy vir my sê, pappa, dit werk so en so en so, dan sit ek oopmond en luister. Ek dink, wow, hoe wonderlik het God alles gemaak. Dis juist die natuurwetenskappe en die mediese wetenskappe wat my help om te glo. Want dit help my om die detail van hierdie wonder raak te sien, waarvan ek in die Bybel lees. En dis hoe hierdie goed mekaar so aanvul. So in ons boksie, kom ons sê as 'n derde boksie. Die eerste belangrike ding in daai boksie is dat my uitgangspunt is dat God is die skepper van alles. Vriende, as ek na die natuur kyk, is nie vir my 'n ander opsie nie. God is die skepper van dit alles. En dit beteken nie ek maak vanaand my oë toe en ek sê ek steur my nie na die natuurwetenskappe en alles nie. Wat ek wil vanaand sê en as ek verkeerd is daar iemand, is hulle welkom om vir ons 'n briefie te skryf en dan kan ons 'n lekker gesprek daaroor hou. Maar op die oomblik is daar geen alternatief vir 'n skepper vir hierdie wêreld nie. Daar's baie teorieë sonder enige bewyse. Daar's baie teorieë wat sê dat daar was een of ander oersop gewees en op een of ander manier wat niemand kan verklaar nie, het hierdie proteïnes ontstaan en begin reageer en 'n selletjie gemaak en verdeel in meer selletjies geraak en so het alles meer en meer geword. Een groot boom en alles het daar uitgekom en alles het daar uit ontwikkel. Maar tot vandag toe geen verklaring hoe dat 'n hele skepping kan ontstaan as daar niks is nie. En daarom kan die oerknal kan nog nie nagemaak word in 'n laboratorium nie. 'n Tweede ding is dat daar's nog geen verklaring vir lewe anders as dat iemand van buite, 'n intelligente ontwerper, die eerste lewe moes geskep het nie. En daarom as ek vanaand sê God is skepper, dan sê ek dit met hierdie lekker vertroue, hierdie lekker wete in my hart, dat dis die enigste antwoord wat daar is vir hierdie vraag. En as dit vanaand sê, as ek vanaand sê God is die skepper van die skepping, dan praat ons nie wetenskaplike taal nie, want ek het nie bewyse nie. Ek weet nie wie van julle kyk Pastor J. John se videoetjies nie. Ek's mal oor die goed wat hy aanbied. Michiel het al so 2 of 3 van dit vertel ook. Maar
dat een van die goed wat hy oor praat, hy sê daar's 3 soorte kennisse in die wêreld. Hy sê die eerste kennis wat jy kry is doeteenvoudig wat hy noem 'n rasionele kennis. 2 + 2 is 4. Niemand kan stry nie. Dis rasioneel. Hy sê en dan staan 'n wetenskaplike kennis, dis 'n empiriese kennis. Ek het 'n vermoede dat dit so werk. En nou gaan ek en ek gaan toets dit. Ek gaan toets dit empiries. As ek dit kan bewys, het ek 'n teorie. En nou sê ek het 'n teorie hier wat ek glo ek bewys het. Hy sê maar dan is daar 'n ander soort kennis wat nie rasioneel is nie en wat nie wetenskaplik is nie. En hy gebruik die voorbeeld van 'n soen. Hy sê as jy sou vra wat 'n soen is, as jy vir die rasionele wetenskap sou vra, sal hulle sê ons het nie 'n antwoord vir dit nie. As jy vir die empiriese wetenskap sou vra, hoe beskryf julle empiries wat is 'n soen? En hier is sy definisie. Hy sê it is the approach of 2 pairs of lips with a reciprocal transmission of microbes and carbon dioxide. Dis die wetenskaplike beskrywing vir 'n soen, né? Hy sê maar wanneer ek saam met my vrou gaan uit eet en ons is op pad huis toe en ek wil vir haar 'n soen gee, dan gebruik ek nie wetenskaplike taal nie. Ek gebruik persoonlike taal. En hy sê dan sê ek nie vir haar, hoorie, kan ons 2 pare lippe op mekaar sit en verstaan? Ons gebruik persoonlike taal. As ek vanaand sê God is die skepper, né, dan gebruik ek persoonlike taal, geloofstaal. Dis my geloofsbelydenis. En ek staan daarop. En maak nie saak dat ek in gesprek is nie, dis my vertrekpunt. Dis waarop ek staan. 'n Tweede ding is dat Genesis 1 en 2 is nie 'n wetenskaples nie. So baie keer het ons onnodig met die natuurwetenskappe oor goed gestry, omdat ons doeteenvoudig, omdat ons baie keer dit hanteer het soos 'n natuurwetenskaples. Dis 'n godsverhaal, dis iets anders as 'n natuurwetenskaples. Dit wil nie vir ons vertel hoe alles ontstaan het nie. Daarmee help die natuurwetenskappe ons. Hulle gaan kyk hoe hierdie goed ontstaan en hoe lank het dit gevat en alles. Dit staan nie in die Bybel nie. Die Bybel help vir ons om te sê, en dit kan die natuurwetenskaplikes nie self vasstel nie. Die Bybel help ons om te sê wie dit gemaak wat hulle ontdek in die natuurwetenskap. En so kom teologie en natuurwetenskappe bymekaar uit. En daarom kan mens 'n toegewyde natuurwetenskaplike wees en terselfdertyd 'n toegewyde kind van die Here wat kinderlik glo dat God alles geskep het. Vriende, en ons kan nie wegkom daarvan dat daar ontwikkeling is nie. Ek het net al genoem, dit wat Darwin aanvanklik gesê het, dat klein veranderinge heelpad in die skepping gebeur. Dis so, dis verseker so, daar's geen twyfel nie. Maar een van die besware teen die skoolboeke en teen die natuurwetenskappe en alles, is dat die bewyse vir hierdie klein ontwikkelinge baie keer gebruik word om groot ontwikkelinge te motiveer. Ek dink alle mense glo in mikroevolusie. Ons almal glo dat daar's hierdie klein aanpassingkies wat heelpad plaasvind binne in spesies. Maar ek persoonlik glo glad nie daarin dat een spesies 'n ander spesies kan word nie. En sover ek weet, tot my beste wete, is daar nie bewyse nie. Soos hulle skryf in party van die artikels, en dit is dat as daar hierdie verskriklike klomp oorgangsfases was, wat iets tussen dit en dit was, dan moes ons tog oral die fossiele van hierdie goeders opgegrawe het. En dit is nie daar nie. Ons werk met teorieë van ons het dit, en as ons ontwikkeling gebruik, dan sou dit kon ontwikkel na dit toe en so. En daarom het ek vanaand die grootste vrymoedigheid om te sê dat ek aanvaar klein veranderinge in die skepping. Maar daar is nie bewyse dat alles uit dieselfde boompie ontstaan het nie. Ons prentjie in die skepping is baie veel eerder dat God nie net een boom geskep het nie, of daar nie net een boom ontstaan het nie, maar dat daar 'n klomp verskillende goed geskep is. As ek Genesis 1 lees, dan sal iets wat uitstaan in dit, dan staan daar elke keer God het hierdie goed gemaak na sy soort, elkeen na sy aard. En so staan dit oor en oor geskryf dat die skepper dit vir homself toeëien en sê ek het elke ding gemaak volgens sy aard, volgens sy soort. Dit beteken daar kan mutasies plaasvind, beteken daar kan veranderinge wees, maar dit beteken een spesies kan nie 'n ander spesies word nie. En daarmee vanaand as kind van die Here, as gelowige, sê ek ook vanaand dat ek glo glad nie die teorie dat die mens uit 'n primitiewe aapsoort ontwikkel het nie. Glad nie.
Want as ek die skepingsverhaal lees, dan sien ek dat God die mens heeltemal anders maak as die skepping. Weet julle, jy moet gaan lees wat staan daarso, né? Op die 4de dag dan maak God die voëls en die visse. En daar staan in God het die voëls en die visse gemaak, elkeen na hulle soort. Daar staan niks verder nie. En die afleiding is as daar staan hy het die voëls en die visse gemaak, dan beteken dit hy het hulle gemaak en hulle het gelewe, hulle het gekroeioel, hulle het gevlieg. Op die 6de dag maak hy die diere, die wilde diere, die makdiere. En as hy hulle maak, dan leef hulle. En as hy die mens maak, wat staan daar dan? Dan staan daar op die 6de dag het hy gesê, kom ons maak die mens as ons beeld, ons verteenwoordiger. En God het die mens geskep, man en vrou, sy beeld. Het hulle geleef op daai oomblik? Ja. Want die res van die skepping het ook geleef die oomblik wat die Here hulle gemaak het. Maar dan staan daar 'n sinnetjie by, dan staan daar toe het God sy asem in die lewe in die mens geblaas. Van die eerste oomblik af was die mens iets radikaal anders as die res van die skepping. Dis nie op dieselfde vlak nie. Ons as mense is etiese wesens. Ons as mense kan reg en verkeerd onderskei. Ons as mense kan klomp dinge doen wat die diere nie kan doen nie. Want God het ons op ons eie gemaak. Ek het 'n videoreeks gekoop van die Moody Institute of Science jare gelede en gekyk na die fossiele van die Javaman en die Pekingman en al hierdie opgrawings. En dit was vir my bevrydend om dit te kyk. Ek het daar uitgekom en ek het gedink, wow, hier is nie vir my bewyse hierin nie. Ek kry dit wat ek soek, kry ek in die woord van God, dat God het die mens gemaak as sy beeld van die begin af. Vriende, en dis vanaand my geloofsbelijdenis, dis die boksie waarin ek myself neersit. Dis die boksie wat ek gaan verdedig solank as wat ek lewe. Dis my getuienis as Christen en as mens wat ook hou van die natuurwetenskappe. Een van die groot filosowe van die 20ste eeu, Ludwig Wittgenstein, het die volgende gesê. Hy het gesê, waaroor jy nie kan praat nie, moet jy swyg. En dit geld vir die teologie en dit geld vir die natuurwetenskappe. Daar's dinge wat ons nie die antwoorde voor het nie. Calvin, een van die groot hervormers, het gesê, aangesien die grenslose wysheid van God tentoon gesprei word in die fascinerende kunswerk van hemel en aarde, is dit absoluut onmoontlik om die geskiedenis van die skepping van die wêreld te onthul op 'n manier wat reg doen aan sy waardigheid. Want net soos die maat van ons verstand te klein is om sake van 'n dergelike grootsheid te begryp, is ons taal ewemin geskik om 'n volledige en substansiële verslag daarvan weer te gee. Calvin 500 jaar gelede sê ons denke en ons taal is te klein hiervoor. En dan kom Calvin en hy skryf oor Genesis 1 en hy sê, laat ons veel eerder konkludeer beteken tot die konklusie kom, dat God self die ruimte van 6 dae vir homself geneem het, met die bedoeling om sy werke te akkommodeer aan die bevattingsvermoë van die mens. Ons is so gemaklik geneig om die oneindige heerlikheid van God, wat hier tentoongestel word, oor die hoof te sien. Calvin sê dat die Here in sy groot genade kom en hierdie massiewe ding wat hy gedoen het om te skep, vir ons kom verpak in 'n verhaaltjie van 6 dae, want hoe anders sal ons iets daarvan kan verstaan? 'n Godsverhaal. Iemand skryf en sê, ons lewe in 'n tyd waarin miljoene dollars uitgegee word vir ruimtetuie, satelliete en teleskope om meer uit te vind oor die mens se oorsprong. Julle weet daarvan dat hulle sê dat hulle hopelik eendag so ver sal kan kyk soos om terug amper te kan sien hoe die mens ontstaan het. Nou skryf hierdie persoon, hy sê vir 'n groot deel is die motivering hier agter dat die gesekulariseerde mensdom hoop om nuwe sin vir hulle bestaan te vind. Is dit nie waar nie? Buiten dat ons 'n opdrag het om alles te ondersoek en alles, is dit nie waar dat ons baie keer dink dat ons iewers anders sin gaan vind in die lewe, terwyl ons dit eintlik net in God self op hierdie aarde kan vind. Sal ons ooit sin op 'n ander plek vind? Wat sê die skepping vanaand oor God? Wie het geskep? In 'n groot ja. En dis my belydenis as Christen, ek staan daarby. En ek wil vir julle vanaand eintlik uitnooi om te sê dat ons moet ophou skaam wees. Ek dink die persepsie word gewek dat as jy glo in 'n skepper, is jy bietjie oudtyds.
Ek bedoel, die natuurwetenskappe het dit anders bewys. Dis nie waar nie. Daar's strominge in die natuurwetenskap wat dit ontken. Maar ek sê vanaand trots dat ek glo in 'n Skepper. 'n Tweede ding wat vir my vas staan en wat ons uit die skepingsverhaal sien is dat God is groter en anders as ons. As ek hierdie week iets wil gaan maak, het ek materiaal of stof nodig om dit te maak. God het nie materiaal of stof nodig om iets te maak nie. Uit niks uit kan hy skep. Hy's God. Hy's heeltemal anders as ons. 'n Derde ding wat ons in die skepping raak sien is dat hy 'n God is van orde en skoonheid. Dis nie 'n lukraakte skepping nie. Hierdie godsverhaal vertel dat God baie planmatig alles skep, dat daar orde is in sy skepping. Dan sien ons in hierdie skepingsverhaal 'n God van verskeidenheid. Vriende, ons ontdek vandag nog steeds hierdie verskeidenheid wat ek dink wat toegeskryf word aan die Skepper self. Allerhande mutasies, maar 'n verskeidenheid wat van die Skepper self afkom. Dan sien ons in die skepping dat God almagtig is en vry is om te doen wat hy wil. Hy kan skep wat hy wil. Hy kan maak wat hy wil, want hy's soewerein, hy's God. Ons sien in die skepingsverhaal dat die Bybel begin deur te sê hy het in die begin alles geskep en later sluit die Bybel af en sê dat hy sal nog steeds daar wees, selfs wanneer hierdie skepping eendag vergaan. Hy is die begin en die einde van alles. Psalm 19 en 'n klomp ander van die natuurpsalms sê dat die skepping verkondig die glorie van die Here, verkondig sy krag, sy majesteit en sy wysheid. Ons moet tog voor ons afsluit net hierdie punt dan vra en sê, as dit waar is, as 'n goeie God 'n goeie skepping gemaak het, waarom is daar soveel pyn en ellende in die skepping? En baie keer is dit die ding wat ateïste gebruik. Baie keer sê ateïste, maar julle ontken die stukkende skepping, julle ontken al die seer. Waarom vreet die diere mekaar op? Waarom maak mense mekaar dood? Waarom is daar natuurrampe? Nou, dit is baie maklik om net te sê die sondeval het gemaak dat daar natuurrampe is. Maar navorsing wys dat daar natuurrampe was nog voordat die mens geskep is. Daar was al dinge in die skepping wat vir ons wreed is voordat die mens gemaak is. Die antwoord is nie so eenvoudig nie. Daar's vandag eintlik so 4 antwoorde wat gegee kan word. En moenie dink jy gaan vanaand 'n antwoord kry wat jou gelukkig maak nie. Die eerste antwoord is om te sê dat daar's baie boosheid in die skepping as gevolg van die mens se sonde en die sondeval. Na die sondeval het die skepping stikkend geraak. Mense vermoor mekaar, mense byt die aarde uit, al daai goeters. Maar sekere wreedheid in die skepping kan jy daarvolgens verklaar. Maar ek kan nie 'n tsunami verklaar volgens die sondeval nie, volgens die mens se foute nie. En daarom is dit nie die antwoord vir alles nie. 'n Tweede antwoord wat gegee word is om te sê dat God het die wêreld van die begin af so gemaak. Dat die wêreld eintlik sy mooi en sy wreed het. En wanneer ons eintlik betrokke raak in die slegte dinge, in die lelike dinge, in die wrede dinge, wanneer daar 'n ramp is en ons help mense, dan kom maar weer iets mooi uit die ramp uit. Dis een van die teorieë oor hoekom die aarde so is. 'n Derde teorie is dat daar nog steeds 'n stryd met die bose aan die gang is en al hierdie goed is waar. Die stryd tussen God en Satan is nie afgehandel nie. Die Bybel sê dat eendag sal dit afgehandel wees. Die duiwel is by die oomblik soos 'n brullende leeu wat rondloop om te verslind, skryf Petrus. Met ander woorde, daar's op die oomblik is daar 'n stryd in hierdie onsigbare wêreld tussen God en Satan, tussen die goeie en die bose. Maar ook dit gee nie volledige antwoord nie. En dan sê Adriel Koenig in die boek van hom, en sê hy, die antwoord wat ons eintlik maar het, is om te sê ons het nie 'n antwoord nie. En dis die verleentheid van die geloof eintlik, is dat ons kan nie sê waarom die skepping so wreed is nie. Ons kan nie sê waarom God dit so gemaak het dat klomp leeu's vreet 'n bok op nie. Ons het altyd, as ons wildtuin toe gaan het, ons altyd gesê ons wil eendag ook 'n killing sien. Dit is die groot woord. En eendag te sien ons 'n killing. Eendag te sien ons hoe dat klomp leeu's 'n buffel plat trek en hom eintlik half verskeer terwyl hy nog so staan. Ons net so rukkie gekyk toe ry ons. En hierdie prentjie is my so moeilik om te verstaan. Hoe pas dit by 'n goeie God? En ons klomp verskillende antwoorde, probeer antwoorde gee, maar ons het nie 'n antwoord nie. En daarom vanaand ook het ons nie 'n antwoord vir klomp van die dinge in die skepping nie. Vriende, ek wil afsluit en vir julle hierdie boek wys.
'n tersat van hierdie boek gekoop. Dit is Liddy de Waal se kuns, is haar gedigte en haar skilderye. Ek weet nie wie van julle hou van Liddy se goed nie. Ek sien baie van julle se name op Facebook ook altyd baie goed. Maar Liddy de Waal het so 'n kenmerkende manier van skilder en dan skryf sy 'n gedig daarbey. En as jy 'n Liddy de Waal gedig as 'n skildery iewers sien, ek sal as ek in 'n plek loop en daar's 'n Liddy de Waal portret, sal ek direk sê dis Liddy de Waal. As iets kenmerkend. Ek ken nie Michelangelo en Rembrandt en al daai ouens se goeters nie. Ek het nie daai kunskennis nie. Die kenners sal dit ook sê. Maar as ek haar goed sien dan dink ek, maak nie saak waar hy is, ek sal sien is hare. Haar vingerafdruk sit daarin. Sy het 'n manier van dit doen. Ek dink baie keer as ons in die skepping op soek om te sê, maar hoekom al hierdie ooreenkomste bymekaar? Miskien moet alles na dieselfde boontjie toe gaan. Miskien moet ons maar net sê dat die Skepper se vingerafdruk sit oral. As jy verbyloop kan jy sien, dis God se werk, dis God se werk, dis God se werk. En vanaand al die eer aan die Here daarvoor. Kom ons bid saam. Here, baie dankie dat ons vanaand U kan aanbid, U kan prys, U kan loof as die Skepper van alles wat bestaan. Here, dat U die God is wat geskep het. Ons weet nie hoe nie. Here, dit is kompleks. Die natuurwetenskaplikes help ons baie deur dit wat hulle uitvind. En die Bybel help ons deur dat die Bybel heelwat vir ons sê hoe God alles bedoel het. Here, maar dit is te groot en te kompleks vir ons. Maar ons wil net vanaand sê, ons eer U as die Skepper. Ons eer U as die God wat homself bekend maak in die Bybel, maar ook in die natuur. En help ons, Here, om nie net alles vir soetkoekies op te eet nie. Help ons, Here, om onderskeidend te wees. Help ons om te staan op ons getuienis en met trots te staan op ons getuienis dat God die Skepper is van hemel en aarde. Ons loof en prys U daarvoor in Jesus se naam. Amen. Kom ons sluit af met 'n lied wat sê God van yster en beton, God van die wetenskap, God van die kuns, God van die chemie, God van musiek, God van orde, God van metodiek. Kom ons staan en ons sing dit saam. Vriende, dankie dat julle vanaand kom saam dink het, saam kuier het. Mag ons baie koffies drink, Bybelstudies hou, saam gesels, redeneer en gesprekke hieroor aan die gang sit en ons belydenis vasmaak. Môre aand praat ons oor die mensbeeld van God. Ons nooi graag veel as jy klaar is nou, as die seun uitgespreek het om lekker te kom saam kuier en sop drink. As 5 potte sop vanaand, as ek julle kan lus maak. Kom ons sluit die oë.
Here, ons eer U as die Skepper. Nie net die Skepper nie, maar ook die onderhouer, die verlosser en die volleinder. Dankie dat U ook saam met ons gaan. In Jesus se naam. Amen.